begin. Het hy nie gestop nie. Verkeerde knoppie, sorry. Ons praat 'n bietjie vandag oor begin, omdat ons hier aan die begin van 2026 is. En dit is nie 'n teologiese gelaaide preek. Ek het dit inteendeel so gemaak dat ek het vir myself, want ek het gesukkel met die titel hoe ek dit moet noem, want alles klink vir my aardig. En toe dink ek, weet jy, kom ek skryf net wat ek in die eerste plek vir myself geskryf het. Ek wou gaan kyk, wat kan ek leer uit begin uit? Net uit daai woord begin uit. Nou die moeilike ding is, in Engels het jy die woord beginnings. As jy hom vertaal na Afrikaans toe, dan klink hy baie aardig, want dit sê beginne. Klink dit vir julle ook te aardig. So, beginne het net vir my te aardig geklink. So nou is die titel van die boodskap, wat leer ons uit in aanhalings uit begin? Nou as ek wil begin, dan moet ek seker altyd by die begin begin. Is dit nie so nie? Ek moet by die begin begin. En die aardige ding is, as jy gaan kyk na die Bybel en jy begin by die begin, dan sien jy, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons gaan nou daaroor praat. Maar interessant genoeg, as jy kom by die einde van die Bybel, dan kom jy agter, daar's alweer iets oor die begin. Want die Bybel leer dan vir ons daar in Openbaring 1 vers 8, ek is die Alfa en die Omega, en ons gaan hiermee afeindig. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Dis wie God is. So as ons nou daaroor gaan praat, dan gaan julle agterkom, hoorie maar, God is die begin en die einde, en hy het die begin en die einde gemaak, maar hy is, hoor nou, die ewige. Ek kan nie sê ek is die begin of die einde nie, ek kan nie sê ek is ewig nie, alhoewel God vir jou en vir my ernstig die kans gaan gee, of die geleentheid gaan gee, om ewigheid te beleef. En daar's 'n stukkie van dit wat ons nou al reeds kan beleef. Ek wil vir julle die volgende stelling lees. Elke mens se lewe, elke projek, elke seisoen het 'n begin. Dit wat ek en jy ken, het altyd ernstig 'n begin. Maar 'n begin is nooit die volle verhaal nie. Dis nog net die begin. Dit gaan julle nou sien by ons eerste punt. Dit is net die eerste bladsy van hierdie groter boek van die lewe wat ek en jy beleef. God self is die God van beginne. Nie net van die begin nie, maar van beginne. Want hoeveel keer beleef ek en jy goed begin? Elke liewe môre as jy wakker word, dan begin 'n nuwe dag. Binne in jou dag, dan begin daar 'n klomp goetertjies. Daar begin 'n irritasietjie. Daar begin 'n misverstand. Daar begin iemand wat vir jou glimlag. En elke keer begin dit en eindig dit, waaroor ons ook nou sal praat. So, God hou die hele verhaal in sy hand. Hierdie hele verhaal van begin en einde, hou hy so in sy hand. Nou in die eerste plek, kom ons kyk ons eerste les. Ons eerste les is, die begin is net die begin. Jo, maar dit is stupid. Die begin is net die begin. Dis nie die res van die storie nie. En ek dink, partykeer mis ons die gelaaide stelling wat in die eerste vers van Genesis staan. Genesis 1 vers 1 staan daar so. Hy het aan die begin, God het aan die begin, die hemel en die aarde gemaak. Nou,
luister wat is alles ingesluit binne in hierdie vers in. As God die hemel en die aarde gemaak het, dan kan jy maar gaan kyk. God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En dan kom God en dan skei hy die lig en die duisternis. God het gesorg dat die water skei van die land. En hy skep 'n tyd en 'n ruimte vir die mens. So daai stuk begin is nie net van, dit begin nie. Daar het 'n klomp goed begin. En die eerste ding wat daar begin is God het 'n tyd en 'n ruimte geskep vir jou en vir my om binne in te woon. Kom ons kyk na 'n paar goeders. Hy het tyd in die eerste plek aan die gang gesit, want hy het gesê, daar gaan dag wees, daar gaan nag wees. Toe het hy grense aan mekaar gesit, want daar was 'n grens tussen water en grond. God het heerskappye aan mekaar gesit, want God sê vir die mens, jy moet begin regeer. God het die beginsel van saai en maai aan die gang gesit. En wat is die beginsel van saai en maai? As jy 'n lemoensaaitjie plant, dan gaan daar natuurlik 'n akedus opkom. Nee, daar gaan 'n lemoenboom opkom, want die soort wat jy plant is wat jy gaan kry. En het dit ophou tot vandag toe? Ek dink nie so nie. Toe my ma en pa getroud is, het my ma nie 'n appelboom gebaar. Sy het vir my gebaar. Was 'n grappie. God begin jou. Ek dink jy het gehoor wat ek sê. Jy is binne in daai eerste stelling. In die begin het God die hemel en die aarde. Want toe hy dit maak, was jy al klaar in sy gedagtes. So begin God dan natuurlik die geskiedenis. Nou elke begin dra die saad van hoop. Hoor nou hierso. Elke begin is soos 'n saadjie. En daai saadjie het hoop van iets wat kan gebeur uit hierdie ding wat nou begin. En hier is die groot ding. Saad kan of net ek wil nou nie gooi in die kerk nie, nou is iemand kwaad vir my. Kan net gegooi word en waaival, daar kan hy dalk groei. Of saad kan doelgerig geplant word en dan gekyk word en gesorg word dat dit opkom. So wat wil ek vir jou sê, jy het die vermoë om iets te begin en jy kan dit beplan, jy kan dit bepaal, jy het min of meer beheer daaroor. God wys dit vir ons. Want hy skep die mens, dan sê hy, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, en hy gee vir hulle dieselfde vermoë, 'n beperkte vermoë van dit wat hy is, om goed te begin. En hy gee hulle beheer daaroor. Die volgende ding is, die begin is net die begin. Die begin is net die begin. En ek dink, daar haak party mense vas. Partykeer haak ons vas by begin. Ons like begin so baie, dat ons begin, oor, maar ons maak nooit klaar nie. Vra my, ek is een van hulle wat baie keer dit doen. Want ek hou van 'n idee, en dan spring ek weg, en as ek nou begin agterkom, wat's die koste, en ek dan sê ek nou nie meer, ek weet nou nie meer of ek lus is daarvoor. Lag jy lekker vir my liefling? Jy sien, die begin is net die begin. Ek moet verstaan dat God binne in daai begin is daar iets wat hy wil hê en doen. Nou, hier's die belangrike ding van begin. En dat die begin net die begin is. Net soos wat God jou en my as 'n mens gemaak het, dat ek en jy kan leef, moet jy verstaan, ernstig in jou lewe, moet jy jou hart vir die Here gee, en jy moet terugkom na hom toe, sodat jou geestelike lewe kan begin. En dieselfde beginsel geld. Ek kan nie by die begin bly nie. En dis waar baie, of party kinders van die Here hak daar vas. Hulle wil bly by die begin. Inteendeel, Paulus gebruik die woorde. Dan sê hy, party ouens wil bly by die begin van die prediking. Dan sê hy vir hulle wil bly by melk. Hulle wil nooit kom by die steak nie.
Hulle wil nooit taai word sodat hulle self kan staan nie. Hulle wil altyd afhanklik wees van iemand wat hulle kan bel en sê, Pietie, sal jy vir my kom bid? Want ek wil nie bid nie. Is ek bietjie hard? God wil hê ons moet aanbeweeg. Ek kan nie daar bly nie. God se beginne is nooit halfpad nie. God wil eintlik 'n ding doen, maar ek en jy moet saamgaan. That's what God wants. Hy bring dit tot voltooiing. Kyk wat sê Filippense 1 vers 6. Hy sê, dis nou God, wat die goeie werk in jou begin het, so hy het dit begin, sal dit voleindig op die dag van Christus. Nou, wanneer is die dag van Christus? Dis nie môre nie. Dis wanneer hy weer kom. So die Here maak nie met jou klaar tot en met dan nie. So he's going to be working on you permanently. En net so 'n notaatjie. Die goed wat jou laat groei is nie die goed wat altyd lekker is nie. Is baie keer die goed wat die ongemaklikste is wat jou die meeste laat groei. En nou sê die woord, dit sal nie ophou tot en met die dag van Christus nie. Die volgende les wat ons kan leer is, om by die einde te kom verg beplanning, dit verg deursettingsvermoë, samewerking. As 'n klomp goed wat daarin gelaai is, nou pastoor het laasweek daaroor gepraat. Toe hy gesê, jy moet kan vasbyt, jy moet kan deurdruk, jy moet deur hierdie ding kan gaan. Jy kan nie net begin nie, jy moet aanhou en jy moet daaraan werk. Spreuke 16 vers 3 sê, sorry, jy kan na die volgende een toe gaan, ek het daai een net aangeskuif. Sorry, ek moes vir jou ook gesê het. Spreuke 16 vers 3 sê, vertrou jou werk aan die Here toe, dan sal hy jou planne tot stand laat kom. So jy hoef nie by jouself net te doen wat jy doen nie, vertrou op die Here. So as jy 'n ding begin dit en laat hom deel daarvan wees. Want sien, as God jou help om dit deur te sien, dan kan daar iets van kom. Nou, 'n begin sonder beplanning en volharding lei tot 'n halwe verhaal. Hallo. Langs my skoonma se huis staan daar so 'n monument van swak beplanning. Die gras staan hoër as ek. Hulle het mure om die plek gesit en hulle het begin paaie lê en alles. En nou, al wat daar staan is 'n fosseilbord, lang gras en 'n paar mure wat so halfpad gebou is. Hoekom? Iemand het nie hulle huiswerk gedoen nie. En partykeer gebeur dit met my en jou. En dan sit jy met hierdie gaans om jou nek, waarmee jy moet stoei vir die res van jou lewe, want dis nie afgehandel nie, dis nie gewerk, daar was nooit verder aan gedink nie. Kyk wat sê Romeine 2 vers 7, wat God doen. Aan die wat met volharding aanhou om goed te doen, hoor jy, die ou wat nie net begin nie, maar wat aanhou, en op hierdie manier streef na die toekomstige heerlikheid, eer en onsterflikheid wat hy vir julle weggeberg het, sal hy die ewige lewe gee. Dis aardig, want volgens my is dit net genade wat my red, dat ek die ewige lewe kan beerwe. Nou kom ek agter hierso, maar God gee dit nie net vir my aan die begin en nou is dit klaar nie. God wil hê ek moet 'n medewerker wees saam met hom in hierdie proses. En dan gee hy dit vir jou en vir my. So dit beteken nie ek werk om die ewigheid te verkry nie. Hy het dit beperk. Maar hy wil hê ek moet saam met hom op hierdie reis gaan. Eindtyd. Nommer 5. Binne die proses is daar baie klein beginne. Ons het nou dit gesê. In my lewe gaan daar 'n klomp goed wees wat elke dag gaan nuut begin. Daar gaan kere wees wat daar seisoene gaan wees wat verander. Dis belangrik dat ons dit verstaan. En seisoene is nodig. God het dit alles binne in hierdie beplanning gesit. En nou gaan ek weer terug na Genesis toe. As jy sien hoe God die aarde gemaak het, dan kom jy agter, God het haarfyn beplan en geweet wat hy doen. Gaan kyk so 'n bietjie na hierdie natuurprogramme.
waarop hom Richard Attenborough verduidelik wat gebeur. Die beste is, hy's 'n ateïs. Maar jy kan nie ontken dit wat God doen nie. As jy na al hierdie goeders kyk, dit is my so aardig om dit te kyk. Dan dink ek net, wow, die Here doen daarmee awesome werk. Want sien wat God aan mekaar sit, is 'n hele ekosisteem daar buite, maar het jy geweet, geestelik, het jy ook so 'n ekosisteem, as ek dit so mag noem? Want onthou, die woord sê, daar is 'n geveg in die geestelike realm. Terwyl ek en jy hierso sit, besef jy, wat is die vyand besig om te doen? Die vyand probeer jou en my verwar. Die vyand kom by my en probeer my verwar. Want sien, as hy jou kan verwar, dan kan jy uit ritme uitraak met dit wat God wil hê. En jy kan nie verkry wat die Here wil hê jy moet kry nie. Nou, Klaag, as ek nou reg onthou het, pastoor, hierdie vers laasweek ook gelees in Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. Hy sê die Here se troue liefde, nee, dis nie hy nie. Ek is nog nie by hom nie, ek is te gou. Hierdie ene sê, die Here se troue liefde hou nooit op nie. Elke oggend is dit nie. So binne in hierdie groot begin, is hierdie klein begin elke oggend daar. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Dink net, as jy opstaan, dan is alweer vars genade. Môreoggend as jy opstaan, is alweer vars genade. Dag daarna as jy opstaan, weer vars genade. Inteendeel, die woord van die Here sê, hy gee altyd meer genade. Ek weet nie hoe werk jou, is dit oortreffende, nie oortreffende trap nie? Wat noem hulle dit in Afrikaans, as jy sê meer? Trappe van vergelyking. So, hy gee meer genade. So wat ook al jy verkeerd gedoen het, God se genade kan nie kleiner as dit wees nie, want dit is altyd groter as. Meer. Daar staan nie gelyk aan nie, daar staan meer. So, wiskunde is tot in die Bybel, maak dit jou nie opgewonde nie. Ek gaan leer sommer weer wiskunde. So, sy genade hou nooit op nie. Klein beginne bou saam tot 'n groot verhaal. Ons is deel van hierdie groot verhaal, ons klein deel. Nommer 6, nie alles wat aanhou is altyd, ek het nie geweet hoe om dit te sê nie, is altyd goed of lekker nie. Het julle al 'n storie gekyk, en die storie kan nie klaar kry nie. Hy naderhand al 343 episodes. En dink jy, wat kan hulle nou nog uitdink? Hallo? Het jy al gedink daaraan, dis hoekom God goed maak, dat hulle moet begin en eindig? Nee, die Vader weet, as ek mos 200, 300 jaar oud word, ek weet nie wat ek met myself sê. Regtig. Ons sien baie keer die dood as 'n baie negatiewe ding in ons lewens. Maar ons verstaan nie dat God het my design. God made me that way. Dis nie negatief nie. Ons ervaar dit as negatief. Want daar's 'n pastoor praat altyd hieroor, dat daar moet ernstig 'n oorgang wees van hierdie lewe na my ewige lewe toe. And I cannot get there while I'm alive. Met respek gesê. Om daar te kom, moet hier iets eindig. Jesaja 43, vers 18 tot 19, hierdie is die een waarna pastoor laasweek verwys het. Hy sê, moenie die vorige dinge onthou nie, ek gaan iets niets doen. So die Here wil baie keer iets niets doen, maar ek klou vas aan die oue. Nou, hoe ouer 'n ou raak, kom ek agter, hoe meer is ons geneig om hierdie een te doen. Ons het dit so gedoen, hoekom moet ons dit nou so doen? Klein verhaaltjie. Ek het 'n persoon gehad, ek gaan eerder net sê persoon, want as die persoon my boodskap gaan luister, gaan hy my dalk uithaal omdat ek dit sê. Ek koop die tyd toe die selfone net uitgekom het. Nou is ek op college en
ek is besig om te swat, maar nou doen ek deeltyds, maintenance werk en installasie goedertjies vir jam op die brood. Want Alida werk en ek is swat. Nou wil ek 'n foon hê sodat ek kan dat die ouens my kan bel. Anders moet ek wag tot ek by die Telkom foon kry en dan moet ek by die Telkom foon sit tot ek 'n oproep kry. So, ek koop toe nou vir my 'n selfoon. Nou, daai tyd was selfone nog. Onthou julle die baksteen? Nou koop ek die baksteen. Nou kan die mense my bel. Yes, maar die persoon is knorrig met my. Verstaan nie hoekom jy moet 'n selfoon koop nie. Ja, wat gaan jy doen met 'n selfoon? Maar soveel so dat ek het toe nou die foon, nou kan ek ouens kry. 'n Paar jaar later, was 2 jaar mos wat die kontrakte was, né? 2 jaar later toe kan ek nou 'n nuwe kontrak kry en ek kan opgradeer en toe gee ek nou die selfoon vir die mense. Toe moet hulle nou leer hoe werk 'n selfoon. Maar die idee van 'n selfoon was vreemd. So, wat ek net probeer sê is, God wil baie keer vir jou en my goed doen, maar ons is te bang vir die onbekende, dan wil ons nie in geloof uitloop, want dit is die onbekende, dis wat geloof doen, ek moet in geloof uitstap, om in daai plek te kom waar God my wil hê. Hoe dink julle het Petrus terug by die boot gekom, al het hy gesink? Jesus het hom, ek dink Jesus het hom gedra, nie? Hy moes weer uitklim, hy moes maar weer op die water loop. Daarom nou met Jesus aan die hand. Right. Johannes 5 vers 14. Hierna loop Jesus na hulle toe in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is genees, moenie verder sonde gaan doen nie. Hoor jy, hy sê vir hom, stop hierdie gedeelte, dan sê hy vir hom, hy moet sy bed opneem en loop, en dan sê hy moenie aanhou met sy sonde nie, want dan kan dalk iets erger gebeur. Hoor jy? God wil hê ek moet goed ophou, en dis hoekom dit nie altyd vir altyd kan aanhou nie. Right, nommer 7. Begin bring geloof, waarvan ons nou net gepraat het. Begin bring geloof. Jy sien, wanneer ek iets begin, dan gaan ek partykeer na 'n plek toe, wat ek nie weet hoe dit gaan lyk daar aan die kant. Hallo? Vandag is dit nou nogal 'n bietjie makliker, want jy gaan op Google en jy gaan kyk hoe lyk die plek voordat jy daar kom, dan weet jy ten minste of jy by die regte plek aankom. Maar in die verlede kon jy dit nie gedoen het nie. En so gebeur dit met jou en my in ons lewe. Partykeer moet ons 'n ding doen, en dan is ek te bang om dit te doen, dan los ek dit nou maar, want ek is bang vir wat voor lê. God wil hê jy moet besef, daai stap wat jy neem daar aan die begin, is 'n eerste stap van geloof. En dan moet daar 'n tweede stap van geloof kom. En eers later verklaar God vir jou waantoe jy op pad is. Ek dink as die disippels moes geweet het hoe Jesus sou sterf, sou hulle die eerste dag toe hy vir hulle gesê het, kom volg my, gesê het, was good knowing you. Hallo? Hulle het nie geweet wat kom nie, maar op die einde van die dag het hulle God vertrou. Onthou, geloof, volgens Hebreërs 11 vers 1 is, om seker te wees van die dinge wat ons hoop. So geloof gee vir my die vermoë om dit wat ek nie eens sien nie, om daartoe te gaan, al wou ek nie gegaan het nie. Dan sê hy, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So nou sien jy dit nie, maar jy gaan, want jy weet, God is by my. Hoor julle dit? Hoeveel keer toe jy 'n kind was, het jou pa en ma of jy jou kinders na 'n plek toe gevat en hulle wou nie gaan nie, maar omdat jy saam gaan is hulle okay daarmee. Dis 'n doeteenvoudige beginsel. As ek met die Here stap, dan kan ek daai ou song sing, wat? I'll walk with God from this day on. He's helping and I'll lean upon. Okay, as jy dit onthou, dan is jy so oud soos ek. Jy sien,
'n begin vra geloof, want ons weet nie altyd hoe dit gaan lyk nie. En elke stap van geloof begin by 'n onsekere begin. Nou kom ons gaan kyk na die einde. Nou kan jy teruggaan na daai punt nommer 3 toe wat sê, elke begin moet 'n einde hê. Nou kom ons wees eerlik, elke begin moet 'n einde hê. Jy kan nie 'n ding begin en nie 'n einde hê nie. Deesdae as jy 'n blikkie koop, dan staan daar 'n EXP op. En dis die datum wat dit verval. 'n expiry date. En dis net hoe die wêreld werk. Alles hou nie vir altyd nie. Nou is dit interessant. Dit is die een wat sê, elke begin moet 'n einde hê. Daar sê. Nou Prediker 7 vers 8 sê, die einde van 'n saak is beter as die begin daarvan. Nou wat vir my aardig is die slimste man wat geleef het, soos ek dit verstaan, Salomo, is die een wat hierdie woorde geskryf het. Nou hoekom hy gesê, die einde van 'n saak is beter as die begin daarvan, dan dink ek, nee, ek wil daarom met jou, jy het nie rugby gekyk. Want partykeer begin 'n span baie goed. En hulle spring daar weg en hulle is somme 30-0 voor. En as die wedstryd klaar maak, dan verloor hulle. So ek dink die Salomo het geleef toe daar rugby was. Maar kom ons wees eerlik, baie kere in die lewe is daar goed wat die begin en die einde twee verskillende goeders is. En partykeer eindige ding nie goed nie. En ons hou nie daarvan nie. Maar wat ons moet besef is, daar moet 'n einde wees. Of hy goed en of hy sleg is. Ek kan nie van dit af wegskram nie. Nou, selfs moeilike eindes kan deur God gebruik word om 'n nuwe seisoen oop te maak. Hallo? As jy so aan die einde van die winter kom, dis eintlik aardig, want dis in die middel van die winter wat dit die ergste is omtrent. Wat jy begin bid, hierdie moet nou einde kry. En as die somer kom, dan bid jy weer, nee, hierdie seisoen moet nou einde kry, dat ons weer winter kan hê. Hallo, vir alles hier in Rustenburg bly. En dis net hoe ons is as mense, ons moet besef, daar is 'n einde aan elke begin. Is dit nie interessant, dat die woord ons leer, dat 'n saad moet sterf, voordat dit kan groei nie. Hoor julle alweer, daar is 'n beginsel van dit moet sterf, en ons sien sterf as negatief, en tog sê die woord van die Here, dat 'n saad moet sterf, sodat hy kan in die grond geplant word, sodat hy kan 'n vrug voortbring. So ek wil hê, jy moet moed skep hierin. God gee einde ook saam met jou begin, sodat dit iets nuuts kan voortbring. Nou kan jy weer vorentoe gaan, sorry. Die einde is nie die einde in God se geval. Vir jou en vir my is dit die einde, maar nie in God se geval nie. Want dit alles maak by God net deel uit van die hele proses waarna, en dis hoekom ons nodig het om saam met hom te wandel. Want as ek saam met hom wandel, dan kan ek dit maak. Johannes 11 vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al, sê weer, al sterf hy ook. Nee, wragtie, hoe kan jy laat ek sterf? Dis nie lekker nie. Maar laat ek vir jou sê, dis die moeite werd. Want as ek aan my einde begin, aan my einde kom, dan is ek verborge in hom. Hallo? As ek aan my einde kom, dan kan hy begin werk in my lewe. Nie ek in myself nie. Nommer 9, party goed moet eindig vir 'n nuwe seisoen of 'n begin. Ons kan nie een seisoen en nog 'n seisoen bo op mekaar hê nie. Die een moet klaarmaak vir die ander ene. Die blare moet val, sodat die boom kan skoon kom, sodat hy nuwe blare kan kry vir die lente en vir die somer, sodat dit weer deur die siklus kan gaan, en elke een het deel daarvan. En onthou wat het ons nou gesê van die begin,
deel van die skepping en van die begin was die beginsel van saai en maai. En 'n saad moet 'n sekere seisoen in die grond kom sodat hy 'n sekere tyd kan vrug dra. Jy plant nie koring en eet koring en oes koring vir die hele jaar nie. Daar's 'n sekere tyd wat hy in die grond moet gaan en daar's 'n sekere tyd wat hy moet geoes word. Dit is deel van hoe God dinge doen. Prediker 3 vers 1 sê vir ons duidelik dit. Alweer oom Salomo. Hy sê alles het 'n vaste tyd. En elke gebeurtenis onder die hemel het sy tyd. Het julle al agtergekom wanneer ons 'n ding uit sy tyd uit of uit sinkronisasie uit doen, dan werk dit nie so effektief nie? Die van julle wat tuin maak, hoeveel van julle het al besluit om in die middel van die somer na makwalandaisies te plant? Hoeveel van hulle kom op? Nou kan 'n ou knorrig wees, maar die ontwerp was, daar's 'n sekere tyd wat hy moet geplant word. En dit is hier by die herfs, sodat hy in die winter kan blom. Nee? Is ek reg? Ek sien julle wil vir my niks sê. Help my. So, daar's 'n sekere tyd en 'n seisoen vir daai ding. Nou 'n seisoen eindig sodat 'n nuwe seisoen kan begin. God gebruik eindes om nuwe geleenthede oop te maak. So moenie skeef kyk na einde nie, want dit is deel van daai begin plus die proses wat tussenin kom. Die laaste punt waaroor ek net wil praat is. En dis die belangrikste. Die begin en die einde is 'n persoon. Is God self. Hy is die een wat die begin en die einde geskep het. En dan sê die woord, soos wat julle al gesien het aan die begin van die preek, dat hy is die alfa en die omega. Hy is die begin en die einde. Al was hy daar van altyd af, het hy dit geskep, sodat ek en jy binne in dit kan wees. Binne in hierdie tyd en ruimte. So as ek my tydelike, kortstondige lewe wil die moeite werd maak, dan het ek nodig om in te skakel by die ewige ene, sodat my kort tydelike lewe meer kan beteken as net die tydelike. 'n goeie, ek dink 'n demonstrasie is min of meer dit. Hoor julle die gitaar daar agter? Hoor julle hom? Right. Nou dit is nou my tydelike lewe, myself. Maar nou het ek nodig dat ek myself aan die Here verbind. Nou gebeur die volgende. Sien wat gebeur is, my tydelike lewe het net 'n klein impak, as ek by myself probeer. Maar die oomblik as ek toelaat dat God se gees in my lewe begin werk, dink 'n bietjie aan die begin wat Christus van sy disippels gevra het. Hy het hulle gevra om saam met hom te wandel, en toe hulle klaar saam met hom gewandel het, toe sê hy, dis goed dat ek weggaan, en hulle is heel deur mekaar, en hulle kan nie verstaan, maar het nou net uit die doodheid opgestaan, nou, hier moet ons nou iets super begin. En dan sê hy, nee, maar ek gaan nou weg. Dan sê hy vir hulle, gaan wag. So hy eindig sy loop op aarde, dan sê hy vir hulle, maar ouens, daar's 'n nuwe begin. Gaan wag. Gaan wag in Jerusalem. Ek gaan my gees uitstort, en wanneer hy kom, en hy vul julle, dan sal julle my getuies wees, en julle sal gaan doen wat julle moet doen. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, God het 'n begin vir jou, en jy kan besluit of jy dit net gaan laat verbygaan, en of jy gaan toelaat dat God se gees jou help, om saam met hom, met sy Heilige Gees binne in jou lewe, in oorwinning te leef, en te beleef wat jy beleef hier op aarde, sodat sy heerlikheid duidelik kan sigbaar word. Wat is die
visie, ek sukkel tussen visie en missie, maar deel van wat ons sê, ons werk is, ons missie as 'n gemeente, is om God se heerlikheid sigbaar te maak. En ek kan dit net doen met hom. Ek kan dit net doen wanneer ek ingeprop is. Ek weet nie om dit op 'n mooie manier ingeskakel is by hom, wanneer sy gees in my werk. So, my uitnodiging aan jou vanmôre is, dood eenvoudig dit. Wie van julle wil vanmôre sê, Here, ek wil nie vashak soos 'n plaat op dieselfde plek nie. Here, ek wil hê u lied in my moet reg deurspeel. Wie wil saam met my dit doen vanmôre? As jy jou hand opgesteek het, staan saam met my. En dan gaan ons die Here vra om ons te help daarmee. Want ek kan dit nie vir jou doen nie, maar ek weet van een wat kan. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom in diep afhanklikheid na U toe. Ons erken U is die begin, ons erken U is die einde, ons erken U is die ewige Vader. En ons kom na U toe en ons erken en sê, Here, ons leef in hierdie tyd en ruimte waarin U ons geskep het, maar ons besef dat ons kan nie in hierdie tyd en ruimte leef net by onsself nie. Here, ons kan dalk net bestaan en deur hierdie lewe gaan, maar ons vra dat U in ons gees sal werk. Heilige Gees, dat U ons sal lei, dat U ons sal leer die weg wat ons moet gaan. Sodat ons so sal leef, dat 'n wêreld daar buite U kan sien. Here, dankie dat ons nie by onsself het hoef te doen nie, maar dat U binne in hierdie tyd en ruimte ons vir mekaar gegee het, vir hierdie seisoen waarin ons is, sodat ons saam met mekaar kan leef, kan beleef wat dit is wat U wil doen in hierdie dag. Here, mag U eer verkondig word deur ons lewens. Here, mag mense die koninkryk van God sien kom, omdat kinders van die Here hier is, en omdat ons dit leef, hier binne in Rustenburg. Ons eer U. Here, dankie dat ons op U kan vertrou, en dat ons nie net op onsself hoef staat te maak nie, maar dat ons met die krag van God hierdie lewe kan aanpak. Eer en lof en aanbidding kom U naam toe. Amen. Amen. Baie dankie.